Goed Patrick, hier is 'n verduideliking van die SPA-taak wat jy nou moet doen. Hou maar die Google Classroom dop, jy sal meer inligting kry soos wat ons aangaan. Kyk ook maar vir bronne daar, want soos ek sê, hierdie taak moet teen die 13de Mei reeds ingegee wees. So voor die 13de Mei. Na die 13de Mei, jammer, gaan ek jou 0 gee. Jy kan al hierdie goed self deurgaan, jy kan sien jou punte totaal hier, wat die taak oor is, wat die verwagting is. Onthou, jy werk jou eie werk, jy skryf nie af nie. Jy doen jou eie werk, gelukkig doen jy dit by die huis. Hulle sê hierdie tyd moet in die klas gedoen word, ons kan ongelukkig nie die tyd in die klas nou nie met die eksamen met so vinnig kom, so jy gaan by die huis werk, so jy het so 2 weke om hier aan te werk. Ek stel voor, maak 'n plan, kry dit klaar, gee dit in. Goed, hier is jou leedstuk, let op na hierdie ander bronne wat hier beskikbaar is. Skryf hulle neer, probeer kyk as jy dit kan gebruik ook. Dis bronne wat jy kan gebruik in jou werkstuk. Goed, hier is 'n paar woordjies wat jy moet leer, want ons praat oor goed soos cholera ensovoorts. Goed, nou, ek stel voor, maak seker dat elke aktiwiteit op sy eie bladsy of bladsye is. So jy gaan begin met aktiwiteit 1, skryf die datum neer, maak klaar met aktiwiteit 1, trek 'n lyn, blaai om, begin aktiwiteit 2 ensovoorts. Dis net makliker vir ons vermerk en vir jou ook om as jy goed byskryf, weet jy wat 'n bladsy om te gebruik. Right. Eerste vraag, verduidelik wat bedoel word met swak toegang tot skoon water. Dis jou rede en 'n beskrywing wat met die term swak toegang tot skoon water is. Beteken mense het nie skoon water nie. Identifiseer en verduidelik moontlike onderliggende faktore wat lei tot beperkte beskikbaarheid van skoon water in ons land. Jy gaan hier 2 faktore noem en hulle beskryf. Dit kan wees soos swak infrastruktuur en standhouding, beerdkrag, korrupsie en bedrog, lei amptenare ensovoorts. Onthou, jou idee met 'n beskrywing. Evalueer jou eie posisie en ervaring wat betrekking tot ander swak dienslewering, uitdagings, kwessies in jou gemeenskap of naby jou gemeenskap. Wat het jy ervaar? Sulke dinge soos byvoorbeeld weer eens beerdkrag, water wat af is. Ek sal verkies as jy nie oor water praat nie. Miskien praat oor beerdkrag, praat oor swak paaie, weet slaggate, as jy nie weet wat slaggate is nie, potholes ensovoorts. So weer eens 2 dinge, 2 kwessies, jou gemeenskap of om jou gemeenskap met 'n beskrywing vir 4 punte, totaal 10. Lees die aangehegte gedeelte by aktiwiteit 2. Jou verslag moet in 'n opstelformaat wees, sodat jy gaan 4 paragrawe hê. Elke paragraaf is een van hierdie punte. So jy gaan eers sê, verduidelik waarom swak toegang tot skoon water as 'n menseregte beskou word. Gaan kyk wat die handves van menseregte sê. Ek dink dit is jy die reg tot 'n veilige en gesonde omgewing, maar die verantwoordelikheid om na jou omgewing te kyk. Kry die regte kwotasie, haal dit aan en verduidelik dit. Identifiseer 1 wetgewing in Suid-Afrika wat die kwessies van swak toegang tot skoon water aanspreek en verduidelik die doel van die geïdentifiseerde wet. So jy gaan vir my lettertjie wet aanhaal, dis wet, weet nie watter jaar, nommer watter jaar en wat die wet is en wat is sy doel. Bespreek 3 ander kwessies wat in jou gemeenskap kon ontstaan as gevolg van gebrek aan ongelyke toegang tot skoon water en verduidelik hoe hierdie bekommernisse vanuit 'n menseregte perspektief kan aangespreek word. Jy kan kyk hier na byvoorbeeld ander kwessies, siektes, ensovoorts wat kan ontstaan. So gaan doen 'n bietjie navorsing daar.
As ek iets uitdink, hou die classroom dop. Daar is 3 kwessies wat kan ontstaan as gevolg van gebrek. Kyk, jy kan kyk ook na besighede wat toemaak, weens die feit daar's nie water nie, higiëne, swak higiëne, soos byvoorbeeld, hoe gaan die toilette skoonmaak, daai tipe van goed. Right, al die regeringsvlakke moet hul rol speel om swak dienslewering soos waterkrisis aan te spreek, ondersoek krities hoe die volgende 'n rol kan speel om kwessies van watertoeganklikheid en gehalte aan te spreek. So jy gaan hier na wat is 'n regeringsbeleid, watter regeringsbeleid, hoe word dit toegepas, voorbeeld, by al twee doen. So watter beleide is daar, hoe word dit toegepas word, kom ons lees net op die woord, hoe moet dit toegepas word, hoe word dit nie, met 'n voorbeeld. Selfs met die regeringsstruktuur, watter ministerie is verantwoordelik vir water, wat doen hulle nie, met 'n voorbeeld, 19 punte. Right, hier is nou die navorsing gedeelte. Wat ek voorstel weer eens is, vat die vraelys wat in Classroom beskikbaar is, gaan na Google Forms toe, stel 'n Google Form op, stuur dit na die mense toe. Google Forms gaan vir jou die antwoorde alles op 'n spreadsheet sit, plus hulle doen al die grafieke vir jou. Daai grafieke gaan, al tel dit net 4 punte, gaan dit jou baat, want hoef jy dit nie uit te werk nie. As jy die ou manier wil doen, 7 mense of meer, maksimum 10, nie minder as 7 nie. Volwasse mense, matrieks kan jy vra, maar onthou hulle doen dieselfde taak, moenie 8 en 9's vra nie, hulle is te dom hiervoor. Maak net seker, dames en here, jy vul nie jou eie navorsing in nie. Jy kan nie 7 vraelyste invul en sê dit is jou antwoorde nie, want dan gooi jy jou hele navorsing uit. Doen nie moeite, praat met jou ooms, tannies, neefs, niggies, ma, pa, ouma, oupa, 7 volwassenes minimum en kry hulle antwoorde. Weereens, Google Forms gooi vir jou alles op 'n spreadsheet, hulle doen die staafgrafiek vir jou, so jy hoef nie, jy kan dit net inplak, maklike 4 punte. Goed, deel B, stel jou verslag saam, weereens in 'n opstel, daar is jou riglyne, verduidelik die impak van sosio-ekonomiese faktore op toegang tot skoon water. Jy kyk hier na goed soos armoede, werkloosheid, swak infrastruktuur ensovoorts. Onthou, jy moet 3 faktore noem, sê wat is die faktor, dit bespreek en dan 'n voorbeeld gee. Dis 9 punte. Beskryf die rol van infrastruktuur in die verskaffing van toegang tot skoon water in beide stedelike en landelike gebiede. Nou, infrastruktuur is soos jou pype wat die water aandra, jou reservoirs en jou damme, jou rioolverwerkingsplase, daai tipe van goed. Wat is die rol daarvan in beide die stedelike en landelike areas? Doen die regering en die plaaslike owerhede genoeg om kwessies wat verband hou met waterkrisis in ons gemeenskappe aan te spreek? Verskaf redes vir jou antwoord. So as jy sê ja, 3 redes, 3 beskrywings. As jy sê nee, 3 redes, 3 beskrywings. Onthou, jy doen 'n analise hiervan. So jy kan krities wees, maar onthou, ondersteun jou stellings met feite. Assesseer moontlike langtermyn gevolge van die gebruik van besmette water op voedselsekerheid. Jy moet kyk daar weer eens 2 gevolge. Wat is die gevolg? Hoe ontstaan dit? Wat is die invloed? Voorbeeld. Jy kyk byvoorbeeld besmette water, die plante gaan doodgaan, of dit kan besmet word, wat mense kan siek word, en jy kan dit nie gebruik nie. Jy kan kyk hier na voorbeelde van in China, waar hulle die water so vol gewig gepomp het, dat die plante dit opgeneem het, en ja, die plante kan mense nie gebruik nie, iets in daarin. Ons sal nog by uitkom in die klas ook, so luister mooi. Onthou, ons het dit in graad 11 bespreek. Aktiwiteit 4, bevindinge, verskaf 'n verslag oor jou bevindinge uit die inligting wat jy ingesamel, gebruik die volgende riglyne om jou bevindinge aan te bied. Suid-Afrikaners sal hulle stemme uitbring met die hoop om 'n beter diens so skoon water van hul voorkeurleiers te kry. Dink jy
Stem speel 'n rol om doeltreffende dienslewering in gemeenskappe te verseker, verskaf redes vir jou antwoord. Dink jy mense wanneer ons gaan stem, het 'n invloed hoe ons hierdie swak diens kan verbeter, of gaan dit dieselfde bly? Weereens, jy gaan my 2 redes gee met jou verduidelikings. Onthou, ons praat hier wat jy dink. Jy moet jou antwoord kan ondersteun met feite. Beskryf hoe sosiale media soos Twitter en TikTok gebruik kan word om swak dienslewering aan te spreek. Ons praat nou daarvan, dis 'n oop kanaal, jy kan direk met die mense kommentaar lewer, jy kan sê wat jy dink kan werk, so kyk iets in daai lyn. Onthou, weer eens, 2 redes, 2 verduidelikings. Sosiale media platforms het 'n baie nuttige hulpmiddel geword vir mense om hul stemme te verhef. Maar dit kan ook 'n platform wees om propaganda te vernietig en te veroorsaak. Evalueer 2 maniere waar deur sosiale media misbruik of gemanipuleer kan word in die konteks van beriggewing oor swak dienslewering. Ons is nou besig om daar te praat. Onthou, dames en here, op sosiale media is daar sensorskap, wat beteken dat wat jy sê kan geblok of jy kan vervolg word. Jy kyk hier na valse boodskappe of valse nuus. Jy kyk hier na verkeerde nuus wat hulle jou vertel nie, mense praat rubbish, dat bestaan nie. So jy kyk daai tipe van goed. Nou kyk mooi weer na die punt. Jy gaan vir my 2 maniere sê. So jy gaan my sê die manier, hoe ontstaan die manier, wat beteken die manier en hoe byvoorbeeld. Kyk, ek het al vir julle genoem van sensorskap, waar sulke goed geblok kan word, of dit kan vals aangebied word deur staatsinstansies, daai tipe van ding. Kyk 'n bietjie op YouTube en daai plekke, jy gaan 'n bietjie meer inligting kry daaroor. Dan is dit aktiwiteit 5, aanbevelings, beveel 2 stelsels of meganismes aan wat die regering in plek kan stel en implementeer om aanspreeklikheid van staatsamptenare te verseker, om voldoende en kwaliteit dienslewering te verseker. Gee 2 stelsels wat jy in sal sit om seker te maak dat die mense wat ons voorstem, hulle werk doen. So in 'n woorde, gee my jou meganisme en verduidelik die meganisme. So as jy byvoorbeeld 'n minister in sy eerste 6 maande nie doen wat hy gesê het hy gaan doen nie, moet hy afgedank word, so tipe ding. En onthou, dames en here, gebruik my idees, maar nie my woorde 100% nie. Dan moet jy verwysings doen, soos die bronne wat jy gekry het, 4 bronne ten minste. Jy het 'n bladsy bygekry van die Harvard metode of die Harvard gids, gebruik hom correctly. As jy hom nie gaan gebruik nie, dames en here, jy gaan net skryf Google, jy gaan die punte kry nie. As jy dit nie presies soos die Harvard gids doen nie, gaan jy die 4 punte hier verloor. Right, dit is dit.